Goeienaand, broeders en susters, almal wat vanaand saam met ons daar waar in die huis is, met ons inskakel in ons erediens saam met mekaar. Kom ons beleef dit ook so, dat ons, al is ons alleen in ons huis, of met ons gesin in ons huis, en ons skakel in, dat ons eintlik saam met mekaar as gelowiges hierdie erediens en aandiens mag belewe. Mag u in u allerheiligste geloof ook vanaand weer versterk word. Kom ons ontmoet die Here onse God deur saam te sing uit lied 464, daarvan die eerste en die derde verse, waar ons sing oor die grootheid van God en sy goedheid en sy gee van sy seun, ons Here Jesus Christus. En dan, na die wotum en seën, gaan ons dan saam sing uit Psalm 33, die eerste en die 11de verse. Kom ons sing nou lied 464 met mekaar saam. Kom ons ontmoet die Here onse God met hierdie belydenis van Psalm 67 in ons hart. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder alle nasies. En dan bid ons om sy seën. Mag die genade en die vrede van God, onse Vader en ons Here Jesus Christus, saam met ons wees, deur die kragtige werk van die Heilige Gees in ons harte. Amen.
Kom ons bid met mekaar saam. Onse Hemelse Vader, dankie vir hierdie Sondag, wat ons in ons lewe ook mag afsonder om ons band met U in besonder te beleef. Dankie vir vanoggend se bediening en dankie dat ons vanaand ook weer saam met mekaar U mag ontmoet. Ons ontvang graag U woord in ons hart. Gee ons daarvoor die genade en die werk van U Gees in ons harte. Ons bid vir elkeen wat in hierdie tyd die nuwe omstandighede waarbinne ons lewe as moeilik en swaar beleef. Here, wees daar waar die siekte van hierdie virus ook mense se lewens geraak het. Daar waar mense siek geword het en gelowiges rondom hulle pleit vir nuwe gesondheid. Here, hoor ons gebede. En waar dit anders is, gee U genade. En daar waar mense dalk finansiëel dit swaarder het, of waar daar omstandighede is in skole wat anders is, Here, gee ons moed en gee ons nuwe krag. En seën ons as ons môre weer opstaan en 'n nuwe week binnestap. En weet, U is naby ons om ons lewe te versorg. Ons vra dit alles in die wete dat ons nie voor U volkome is nie, dat dit wat ons graag wil doen, ons baie kere nie doen nie in gedagtes en woorde en dade. Vergewe ons sondes in die bloed van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan vanaand met mekaar skrifgedeelte uit Esra oordink. Ek gaan vir ons voorlees uit Esra 8, daarvan vers 21 tot vers 36. Esra sê: Ek het daar by die Ahava rivier 'n vasdag uitgeroep om ons voor God te verootmoedig en om te bid om 'n voorspoedige reis vir onsself, ons afhanklikes en alles wat ons besit het. Ek was skaam om vir die koning soldate en ruiters te vra om ons teen die vyande langs die pad te help. Ons het vir die koning gesê: Ons God sorg goed vir almal wat hom dien, en hy straf almal swaar wat hom verlaat. Ons het dus gevas en die hulp van ons God gevra vir die onderneming, en hy het ons gebed verhoor. Daarna het ek 12 van die priesters se leiers uitgesoek, Serepja en Gasapja, en 10 van hulle amptsgenote saam met hulle. En toe die silwer en die goud en die tempelgereedskap volgens gewig onder hulle verdeel. Dit was die wydingsgeskenke vir die tempel van ons God, wat geskenk is deur die koning en sy adviseurs en amptenare en deur al die Israeliete wat hulle nog in ballingskap bevind het. Ek het alles geweeg en aan hulle oorhandig. 22 ton silwer. 100 stukke silwerware met 'n gesamentlike gewig van 68 kilogram. 3,5 ton goud. 20 komme van goud met 'n gesamentlike gewig van 8,5 kilogram. En 2 stukke fyn gepoleerde brons, so kosbaar soos goud. Daarna het ek vir die 12 priesters gesê: Julle is aan die Here gewy. Hierdie goed is ook aan hom gewy. Die silwer en die goud is vrywillige gawes aan die Here, die God van julle voorvaders. Wees wakker,
Pas dit op totdat julle dit uitweeg voor die hoofde van die priesters en die leviete en voor die familiehoofde van Israel in Jerusalem binne in die tempelvertrekke. Die priesters en die leviete het toe die silwer, die goud en die tempelgereedskap wat geweeg is, in ontvangs geneem om dit na Jerusalem toe te vat, na die tempel van ons God toe. Ons het van die Ahava rivier af vertrek op die 12de van die eerste maand op pad Jerusalem toe. Ons God het sy hand oor ons gehou en ons nie in die mag van laat val van vyande en rowers langs die pad nie. Ons het in Jerusalem aangekom en daar 3 dae gerus. Die 4de dag het ons die silwer en die goud en die tempelgereedskap gaan weeg in die tempel van ons God en dit aan die priester Meremot, seun van Uria, oorhandig in die teenwoordigheid van Eleazar, seun van Pinias. Die leviete, Josabat, seun van Jesaja en Noadja, seun van Benii, was by hulle. Alles was daar en die gewig was reg. En die gewig is die dag noukeurig opgeskryf. Die mense wat uit die ballingskap teruggekom het, het toe aan die God van Israel brandoffers gebring. 12 bulle vir die hele Israel, 96 ramme, 77 lammers en 12 bokke as sondeoffers. Alles was brandoffers aan die Here. Die opdragte van die koning is aan die gevolmagtigde verteenwoordigers van die koning en aan die goewerneurs van die Wes-Efraat oorhandig en hulle het van toe af bystand verleen aan die volk en aan die tempel. Kom ons sing met mekaar uit Psalm 91, daarvan die 1ste en die 6ste verse. Geliefdes, as jy 'n kosbare vrag goud of silwer of geld op pad saam met jou neem om ergens te gaan aflewer, dan weet ons vandag baie goed dat skelms en skurke
op die loer is om hierdie vrag in die hande te kry. Ons ken transitoeroofde in ons land. En dis 'n bewys daarvan. Ons beleef dat selfs 'n pakkiehouer of 'n trokkie met klomp pakkies in 'n gesogte aanval is verskelms. En die rooftogte daarop word altyd vir ons oor die nuus en ons koerante berig voorgetref. Daarom tref elkeen wat op pad is met 'n kosbare vrag verantwoordelik die goeie voorsorgmaatreëls dat sover as hulle kan dit verhinder word. Esdra is op pad Jerusalem toe met 'n baie ryker sending as net 'n vrag kosbare goud en silwer wat miljoene rand werd is, die van die tempelgereedskap en die geskenke van silwer en goud van die konings en amptenare en die inwoners van Jerusalem van Israel in ballingskap. Esdra is op pad met 'n baie kosbaarder vrag, 'n ryker sending as goud en silwer. Hy's op pad met die seuns van die ballingskap. En hulle is op pad om terug te keer om na Jerusalem toe te gaan, omdat God getrou sy beloftes vervul. Daarom doen Esdra 'n openlyke belydenis voor hy vertrek voor die koning van Babel, as hy met ouers en kinders en hierdie kosbare geheiligde gawes vir die nuwe tempel op reis gaan. Hy bely openlik voor die koning: die hand van God is ten goeie oor elkeen wat hom soek. En omdat hy sy vertroue op God se hand van beskerming openlik bely het voor die koning, is hy te skaam om daardie vertroue van die koning te sken. Hy was te skaam om die koning vir soldate en vinnige gewapende ruiters op perde te vra, want hulle het saam met mekaar hulle vertroue op die God van Israel gestel. Daarom sou hy dit nooit waag om voor die koning en die mense rondom hom sy vertroue op God te sken. Hy skaam om vir hulp te vra. Maar hy stel sy vertroue op God en dit word nie beskaam nie. God het sy hand oor hulle gehou. Geliefdes, God hou sy hand oor jou. Vertrou God voor die oë van almal rondom jou. As jy die Here soek, mag jy van een ding volledig seker wees. God hou sy hand oor jou lewe. Esdra is gebore binne die ballingskap. Hy was nog nooit in Jerusalem nie. Hy het Jerusalem nog nooit gesien nie. Hy is op pad na Jerusalem wat vir hom 'n vreemde pad is en 'n vreemde plek is. Maar hy het in die ballingskap opgegroei met die woord van God. Die Ou Testament. Hy het vanuit die boekrolle van die Ou Testament wat voorgelees is, die God van Israel as die verbondsgod leer ken. Hy het na God gesoek. En sy soeke na God het beteken dat hy die God van Israel uit die woord van God leer ken het. En hy het so die God van Israel uit die Ou Testament, uit die bladsye van die Bybel leer ken, as die een wat hom in die geskiedenis van Israel geopenbaar het. Hy wat 'n verbond met sy volk het,
en wat as verbondgod getrou sy beloftes vervul. Uit die bladsye van die Ou Testament het hy verstaan dat God die redder is van Israel. Hulle uit Egipte uit verlos het, deur die Rooi See heen gebring het. Hulle sy eie volk gemaak het, deur 'n woestynreis met wondervoedsel en water versorg het. En hulle uiteindelik in Kanaan, in 'n land wat oorloop van melk en honing gebring het. En later 'n koning vir hom gekies het. En later Dawid as koning vir hom gekies het en sy hand oor hulle gehou het. En later mocht Salomo die tempel bou en daardie tempel is met God se teenwoordigheid gevul en ingewy. So het Esra die God van Israel leer ken, die almagtige verbondsgod wat sy hand hou oor die wat hom soek. En Esra het dit in sy eie lewe ervaar, dat God ook oor hom sy hand hou. Ons hoor dit was deur die boek Esra. Ons lees, omdat die Here sy hand oor Esra gehou het, het die koning hom alles gegee wat hy van hom gevra het. Sy God, sy het hom beskerm. En dan bely hy self, ek was vol moed, die Here my God het sy hand oor my gehou. Daar's net een seker wyse waarop jy ook die ervaring beleef dat die Here sy hand oor jou lewe hou. Jy moet net soos Esra God soek. God soek deur hom vanuit sy woord self as jou God in ons Here Jesus Christus te leer ken. Soek om die Here te leer ken daar binne in jou binnekamer waar jy jou Bybel lees. Leer hom ken as die een wat homself in Jesus Christus aan jou bekend gemaak het. In die bladsye van die Bybel leer jy hom ken as die God wat jou Vader is in ons Here Jesus Christus. En dat hy sy Vader jou baie lief het. En sy vaderhand van liefde en trou oor jou sal hou as jy naby hom lewe en hom dien. Leef naby die Here, deur met hom te praat in gebed en met hom te wandel in gehoorsaamheid en liefde vir hom. As jy elke dag opstaan, dit wat jy in die huis moet doen, saam met hom doen, bewus van sy liefde vir jou oor hierdie dag. Of as ons nou weer gaan werk, as ons weer as kinders skool toe begin gaan, onthou dat God sy hand oor hulle hou wat hom soek. Want dan sal jy net soos Esra kan terugkyk oor God se vaderhand in jou lewe en kan raak sien hoe hy jou lewe bestuur. Maak maar 'n slaglysie van die kere wat jy geweet het hoe klein en afhanklik jy van God is. Skryf dit neer. Jy onthou van sy genade wat jy afgesmeek het voor 'n operasie. En dat jy terugkyk daarop dat God sy hand daaroor gehou het. Of daardie keer wat jy jou werk verloor het en jy jou lewe in die hand van die Here geplaas het en jy weer weet God het sy hand oor jou lewe gehou. Wanneer ons die Here soek, mag ons met sekerheid weer openlik voor almal bely, God hou sy hand oor die wat hom soek. Esra word deur die Here as 'n instrument gebruik om op 'n geloofsreis na Jerusalem te gaan en dit aan te pak met 1700 seuns van die ballingskap. En wie se hart die Here dit gewerk het om saam met hom op reis te gaan, terug Jerusalem toe, soos die Here dit beloof het.
Die Here het ook in die koning se hart gewerk en hom goedgesind teenoor Esdra gemaak. Hy mag met geskenke van silwer en goud en met die tempelgereedskap op reis gaan, terug Jerusalem toe. En dan weet hy het 'n waardevolle reis om aan te pak. En daarom roep Esdra 'n vasdag uit, waarin hy almal saam met hom oproep om hulle voor God te verootmoedig. En dan saam met almal maak Esdra hom klein voor die Here en bely hy voor die Here dat hulle klein is, 'n sondige volk is, sondig is voor die Here. Maar hulle ontvang ook die genade van die Here en eiende toe dat God hulle op grond van sy genade al hulle skuld wil vergewe. En dan bely hulle totale afhanklikheid van God, want hulle weet dat hulle die gevare van 'n groot reis moet aanpak. Hulle pleit dat die Here hulle sal beskerm teen die slegte mense en die skelms op hulle pad, en hulle sal bewaar vir vyande langs die pad. Hulle vra die Here se hand oor hulle, en dan net in die volgende sin staan daar, en die Here het sy hand oor hulle gehou. Dit is ergens in ons lewe kom ons as gelowiges te staan voor 'n situasie waarin jy weet jy's diep afhanklik van God. Saam met mekaar het ons dit in hierdie tyd van die coronavirus ervaar, waarin die inperkings groot veranderings in ons lewe gebring het. Baie lewens is geraak, of in gesondheid, of finansiëel, of in eensaamheid, of in die toets van ons geduld om te wag dat die grendeltyd verbygaan en die grendels weer losgemaak word. Jy weet self ook, wanneer jy voor 'n groot taak staan, of vir 'n groot operasie, voor iets wat jou totaal voor God afhanklik laat staan, dan is jy klein. Verootmoedig jou dan voor God. Maak jou klein en bely voor God dat jy 'n mens is, 'n sondaar mens is, wat diep afhanklik is van God se genade in ons Here Jesus Christus, van sy versoening van jou skuld, en eien weer die vergifnis van God in ons Here Jesus Christus in jou hart toe. En dra dan in gebed jou kommer en sorg met gebed en smeking en danksegging aan hom op. Paulus sê in een van sy briewe in Filippense, ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid, en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Kom ons bid self, en kom ons bid vir mekaar in hierdie tyd. En dan mag jy van jou knieë af opstaan, en later soos Esdra getuig, God het sy hand oor my lewe gehou. Esdra plaas nie net hulle lewens in die hand van die Here, asof hy dan maar sonder voorbereidings op reis kan gaan nie. Nee, Esdra verstaan dat God hom verantwoordelik gemaak het, en dat hy van sy kant af sy verantwoordelikhede moet nakom. En daarom in gebed tot die Here kies hy betroubare priesters, en hy plaas in hierdie 12 priesters se hande al die tempelgereedskap. En hy plaas dit in hulle hande en dra aan hulle ook verantwoordelikhede oor. Elkeen moet presies afgeweegde tempelgereedskap en geskenke wat aan God gewy is vir die tempel saam met hom neem. En dan plaas
Esdra hulle op verskillende plekke in die reisgeselskap as verantwoordelikhede wat hy nakom. Net soos Esdra, moet ons ook ons verantwoordelikheid op ons skouers neem. Ons moet ons roeping in elke dag se omstandigheid wat die Here op ons geplaas het, ook in verantwoordelikheid nakom. Ook alleen maar as ons vir ons verantwoordelikheid nakom in hierdie tyd, as ons dit wat die regering vir ons vra, om as voorsorgmaatreëls op ons te neem, gehoorsaam nakom, dan mag ons ook ons lewe in gebed aan die Here toevertrou en mekaar in die hande van die Here plaas in hierdie tyd van die coronavirus. Gehoorsaamheid beteken ook dat jy elke dag jou verantwoordelikheid en jou opdragte op jou neem. Dat jy 'n lidmaat bly van die gemeente en daarom ook as 'n lidmaat van hierdie gemeente jou Here bly dien. En weet, ek het 'n band met medegelowiges. Dat ons ook ons verantwoordelikhede teenoor ons diakonie nakom, sodat hulle weet die liefde van Christus aan mekaar kan bedien. God het sy hand oor Esdra gehou. En hulle het veilig in Jerusalem aangekom. En dan na 'n lang reis, 3 dae lank, na die moeisame reis uitgerus. Maar op die 4de dag dra die priesters al dis wat hulle saam met hulle geneem het, die goud en die silwer, die geskenke wat aan die Here toegewy is, in die tempel af. Alles word presies weer afgemeet en presies neergeskrywe en alles was daar. God het sy hand op reis, oor hulle reis gehou. En op daardie selfde dag offer Esdra en die seuns van die ballingskap dankoffers aan die Here. Hulle offer brandoffers. Hulle offer ook skuldoffers. 12 offers word uitgekies. En daarmee saam baie skape en bokke en beeste as brandoffers aan die Here, dankoffers aan die Here. Aan die Here kom die dank wat sy hand oor hulle gehou het en sy beloftes aan hulle vervul het. Hulle staan dankbaar, vol lof in hulle offers voor die Here. Die God van die verbond, wat sy verbondsbeloftes vervul. Liefdes, wanneer ons God se hand oor ons lewe ervaar, kan ons ook nie anders as om met diepe dank ons eer aan die Here te gee nie. Dank die Here, wanneer hy sy hand oor jou lewe gehou het, en jy dit raak sien. En die heel beste plek daarvoor is ons gebedslewe. Maak dit ook sigbaar, wanneer jy van jou knieë af opstaan om in dankbaarheid 'n kind van God te wees, wat in gehoorsaamheid in sy diens staan. Dit is die vervulling van God se beloftes het sy grootste vervulling in ons Here Jesus Christus, wanneer hy sy seun in die wêreld stuur en vir ons en ons sondes volkome versoening doen. Ons is met God versoen en ons is aangeneem as sy kinders. En daarom het ons die volle sekerheid, net soos Esdra, dat God sy vaderhand oor ons as sy gemeente wil hou en oor ons as sy kinders wil hou. Maar dan beteken dit dat ons nie skaam moet wees as ons vertroue op God stel nie. Ons moet ook God voor mense bely. Ons moet bely, net soos Esdra, God is goed en hy hou sy hand oor die wat op hom vertrou. So het ons vanoggend saam met mekaar in ons erediens bely, wat ons saam gekyk het in ons
eie kring van gesin of self. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. En in dieselfde belydenis 'n tweede keer dat Jesus aan die regterhand van God gesit het, die almagtige Vader. As ons hom dan so bely, dan moet ons ook dit in ons hart neem om voor alle mense nie skaam te wees om op God te vertrou nie. Ons moet liewer skaam wees om nie voor mense net oor ons land met mense oor ons land te praat of oor ons lewens te praat en dan oor die dokters wat in ons lewens te praat of oor wat ons kan doen in ons land sonder om daarmee saam ons vertroue op God te bely. Elke gesprek met mense moet ook 'n gesprek wees oor God wat sy hand oor ons land, oor ons gemeente, oor ons eie lewe hou. Geliefdes, wie sy vertroue op God stel, omdat hy die Here soek en die Here dien, mag ook weet dat God sy hand oor ons lewe hou, sodat alles in ons lewe ten goeie meewerk, sodat ons altyd weer oor ons lewe kan terugkyk en aan God die eer en die heerlikheid en die lof kan bring met hierdie getuienis. Sy hand was oor ons gewees. Amen. Kom ons dank saam. Sy Hemelse Vader, dankie dat ons in ons Here Jesus Christus U kinders mag wees. En dat U in ons lewe teenwoordig is. Dat U in ons kom woon het deur U Heilige Gees. En dat die Gees getuig dat U ons Vader is, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, wat U so diep neergebuig het om ons deur Jesus Christus U eiendom te maak. Sodat ons, as ons U dien in gehoorsaamheid, en daarvoor pleit ons, skenk ons kinderlike verantwoordelikheid en gehoorsaamheid, om ons lewe in U diens so te leef, dat ander kan sien, ons is U kinders, dat ons mag weet dat ons wat U dien, en ons lewe in vertroue in U hand plaas, daardie sekerheid mag hê. U hou U hand oor ons lewe. Hou U hand oor ons, ook in hierdie nuwe week. Amen. U kan U diens van barmhartigheid afdra, soos wat ons diakens gereël het. Ergens in ons dien elkander in die nuusbrief, is daar vir ons duidelik gewys hoe ons dit en op watter wys ons dit kan doen, sodat ons diakens ook met ons liefde kan bedien, sodat hulle die liefde van Christus kan bedien. Kom ons sing met mekaar saam uit Psalm 146, daarvan die eerste, die tweede en die 8ste vers. Oh
ontvang ook die seën, of ons bid ook die seën van die Here oor ons nuwe week wat ons binnestap af. Kom ons bid met mekaar saam. Mag die Here ons seën en ons beskerm. Mag die Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Mag die Here ons gebede verhoor en aan ons sy vrede gee. Amen.